Vandag gaan ek julle wys hoe maak ek my romerige ryspudding. Julle, dis vinnig, maklik en heerlik. So in my kastrol is 2 koppies warm water, dan gaan 'n bietjie vinniger kook en dan voeg ek 'n koppie pasty by. Julle kan enige rys gebruik wat julle verkies. So hierdie gaan ek kook. Ek spoel myne af wanneer hierdie bietjie geswel het. Jy hoef dit nie te doen nie, maar ek verkies dit so en dan gaan ek hom net weer droog kook. En dan gaan ek apart 2 eiers klits. En dan apart gooi ons 3 koppies melk in 'n maatbeker. Julle, ek is honger. Dis al wat oor is. Dis daardie soutert wat ek gemaak het vir my man se verjaarsdag. Gaan probeer hom gerus. So hierdie het sommer vinnig gekook. Nou gaan ek dit net gou afspoel en dan gaan ek dit weer bedek en laat hy net droog kook. So daar sê hy is bedek, nou wag ons. So ek wil graag hier met julle deel, aangesien ek ryspudding maak. Julle, my skoonma, toe sy jonk was, sy het toe net getroud, toe nooi sy die skoonouers vir middagete, sondagmiddagete, en sy dog sy gaan hulle bederf en sy gaan vir hulle heerlike ryspudding maak. Sy sê sy het dit ingeskep en almal het aan tafel gesit en jy hoor net Ai, shame julle, ek het as so jammer gekry. Sy het nooit geweet jy moet die rys kook nie. So imagine hoe sy gevoel aan daardie tafel. So moenie dieselfde fout maak nie julle, kook eers die rys. En nou wil ek julle vertel wat het ek gedoen toe ek in standaard 4 was. My ma het gereeld vir ons Rice Krispies gekoop, snack, crackle en pop, en ek lees op die boksie, dit word gemaak van rys. So besluit ek gaan ook Rice Krispies maak. Ek het my ma se oondpan gevat, ek het die rys in die oondpan gegooi en ek het dit in die oond gesteek. Ja, dit het net harder geword. Maar ek was 'n kind, ek het immers probeer. So julle het nou net droog gekook. My man het eers gebel want dit is 3:30, hy het nog niks gehoor van sy vrou nie. Hy was so bekommerd geweest want ons WhatsApp mekaar in die middag, elke middag. Toe sê ek vir hom, ek vra groot om verskoning, ek was so besig om die video te edit. Dan voeg ons by daai 3 koppies melk. 1 blik kondensmelk. En nou gaan ek hierdie terugsit op die plaat. Ek gaan hom net deurroer. So hierdie moet nou kook vir so 15 tot 20 minute, dat hy dikker word julle, maar ek gaan nou 'n bietjie van hierdie melkmengsel gooi by die eiermengsel. Gaan dit roer en dan gaan ek dit teruggooi. Klits dit hier. Ek gaan my pot ook sommer op 4 sit julle, want ek wil nie hy moet vasbrand nie. Maar ek sal presies vir julle sê hoe lank het dit geneem wanneer hy begin kook. So hy begin nou te kook en dit het 6 minute geneem. So die van julle wat ook nie weet, ons het dit baie op die plaas gehad. Die leftover rice het my ma teruggegooi in die kastrolletjie, dan sy melk bygevoeg en suiker. Julle, dit is soos pap, dit is baie lekker. Dit is nie vir ons lekker as die melk koud is saam met die rys nie, dit moet weer warm gemaak word met die rys. So probeer dit gerus. Ek weet baie gaan hulle neuse optrek julle. Ons kom uit 'n plaaslewe en dit is regtig baie lekker. Even brood as jy dit stukke breek, gooi dit in jou kastrolletjie met melk en suiker by. Daai korsie julle. Dit proe darm maar net lekker. So julle, hy is dik genoeg, hy het begin spat, toe sit ek my plaat op nommer 4,
En dit het 'n totale van 15 minute geneem om heeltemal dik te word. Soos julle daar kan sien. En nou gaan ek byvoeg 2 teelepeltjies vanilla geersel. 1, 2 eetlepels margarien. Julle kan botter gebruik. Botter gaan hom baie lekkerder geur. Maar dit is net so lekker ook met margarien by. Dan meng ons hom net goed deur. O ja, en 'n knypie sout. So ek gaan myne skep in ramekin bakkies. En nou gaan ek net kaneelboor sprinkel. Een lekker warm, romerige ryspudding. Julle probeer hom gerus. Laat weet my wat dink julle van hom en geniet hom.